Goeiemiddag maats, Juffrou Kamferie, ook bekend as die taaljuffie. Vandag fokus ons op Afrikaans graad 9 letterkunde kort verhaal spesifiek 'n pa vir Saterdag. 'n pa vir Saterdag, Christa Davids, literêre aspekte, tipe verhaal, karakter, uitbeelding. Tino word sonder 'n pa groot, dit lei tot groot leemte in sy lewe en hy is skaam vir sy maats. Die pa en seun wedstryd lei tot die groot spanning by hom. Hy leer dat hy die situasie nie met leuns kan verander nie. Hy besluit om eerlik te wees en word wys oor watter tipe pa hy eendag vir sy seun, Laitie, wil wees. Die titel, 'n pa vir Saterdag, dui op 'n behoefte, 'n need, Tino benodig dringend 'n pa vir Saterdag, tipe verhaal, karakter uitbeeldend. Denotatief, letterlik. Denotatief beteken letterlik. Tino se behoefte aan 'n pa vir Saterdag vir die pa en seun wedstryd, konnotatief figuurlik. Vir Tino is dit 'n lewenslange behoefte aan sy pa. Verteller, beperkte derde persoon verteller. Die vertelling word uit die oogpunt van Tino vertel. Ons weet hoe Tino voel en waaroor hy dink. Beperk, ons weet nie hoe die ander karakters voel en waaroor hulle dink nie. Protagonis ervaar innerlike konflik, afwesigheid oor sy pa. Sy drome dui aan dat hy sy hele lewe lank na sy pa soek. Antagonis Martin probeer heeltyd vir Tino in 'n hoek vaskeer. Hy word met 'n spinnekop vergelyk. Martin tree leed vermakerig gloat teenoor Tino op, byvoorbeeld sy opmerking comment dat hy en sy pa die Bokke se wedstryd by oom Sias gaan kyk het. Impliseer dat Tino en sy pa nie die eintlike wedstryd gaan kyk het nie. Gloat, to look at or think about with great, often smug satisfaction. The opposing team gloated over our bad luck.